Dankie Willem, dankie vir die geleentheid om ook weer 'n bietjie met julle te kan gesels, 'n bietjie met julle iets te deel. Ek sê dit altyd, so dit voel vir my al soos 'n gewoonte, maar dis lekker om bietjie by ander ouens se kongresse te kom, te sien wat maak ander boere, bietjie te gesels oor boerdery, nie landboupolitiek nie, want dis 'n ding op homself, maar om te gesels oor boerdery en hoe julle dink en wat julle toepas op julle plase en wat vir julle werk en wat nie vir ander werk nie. En dan kom dit altyd belangrik deur dat boere praat oor 'n paar goed, eintlik net 3. Hulle praat oor hoe sleg die regering is, wêreldwyd, dis nie net in Suid-Afrika nie. Hulle praat oor die weer en die impak van die weer en hulle praat dat hulle nie geld maak nie. Dit kry jy oral oor die wêreld, en dis die goed waaroor boere praat. Nou, party is bietjie meer eerlik daaroor as ander. En ek dink dis die belangrike een om te verstaan, dat in daai gesels leer jy ook, in daai gesels hoor jy ook goed, dat jy kan terugvat na jou plaas toe. Vir my is dit lekker om te kan sê, maar ek het hier weer iets gehoor, en ek kan my mense by die huis gaan deel, en ek kan vir hulle gaan vertel, maar daai ou, daar in die droë Karoo, hy het dit en dit gemaak om hierdie moeilikheid van hom te oorkom, of hy het hierdie plan gehad, of hy het hierdie slim plan, kan dit by ons werk. En dis vir my altyd die lekker ding, daar rondom, so lekker om weer met julle te wees, en bietjie met julle te gaan gesels. Ek wil nie vreeslik baie detail ingaan nie, ek dink ons gaan geleentheid gee vir vrae. Willem, as dit reg is met jou na die tyd, so as daar goed is waaroor jy wonder, en goed is waaroor jy spesifiek in die landbouomgewing wonder, vraag gerus, dan kyk ons of ons by die antwoord kan uitkom. Ek wil graag oor 'n paar goed praat. Die een is die landboudrywers, wat dryf landbou wêreldwyd, nie net in Suid-Afrika nie. Dan die risiko's wat ons in landbou ervaar, dan bietjie die veranderende landskap, en dan die laaste een vinnig oor handel. En laaste wat ek nie op het nie, maar ek voel tog ek moet net iets daaroor sê, is leierskap in ons plek in hierdie groter samelewing. As ons kyk na die drywers van landbou, die wêreldpopulasie is een van die groot drywers. Nou julle sal hier op die skerm sien hoe die populasie van ons wêreldmense, die hoeveelheid mense in die wêreld gestyg het. In 2000 was daar 6.1 biljoen mense in die wêreld. Hier waar ons vandag is, in 2025 is ons 8.2 biljoen mense. En in 2050, is net 25 jaar van nou af, nee, ons dink is nog ver. 25 jaar van nou af gaan daar 9.7 biljoen mense in die wêreld wees. 2,5 biljoen wat in die volgende 25 jaar gaan groei. Hierdie mense moet almal eet, hierdie mense moet almal kos kry. Die groot ding hiervan is 2,5 biljoen van hierdie mense leef by ons en net noord van ons, Sub-Sahara Afrika. Ons is ideaal geleë om vir hierdie mense kos te gee. Ons kan dit nie alleen doen nie. Hulle sal self ook moet begin produseer, en dis waar geleentheid lê in landbou, is net noord van ons. En dis hoekom ons sien so baie buitelandse maatskappye ook in Suid-Afrika kom belê, want hulle sien dit is die trappie om in Afrika in te kom. Maar ons moet kennis neem hiervan. 2,5 biljoen mense wat by ons Afrika, Sub-Sahara gaan leef. As jy Indië en China se populasie tans vat, is dit 1.4, 1.5 biljoen mense. So dit gaan 'n biljoen meer wees as wat die grootste moontlikhede nou is, wat in terme van mense en mensekapitaal wesenlike skuif op dit wat ons gaan doen en moet doen om hulle kos te gee. Die tweede drywer, sterk drywer, is hoeveel van daai mense bly in stede. As ons weer kyk, in 2047% van die mense in stede gebly, vandag is 55% bly in stede, en in 2050 gaan dit 68% wees. So nie net word die populasie meer nie, maar die mense verstedelik. Dit beteken hulle kan nie vir hulle self kos maak nie. Dit beteken dat 6.5 biljoen mense is afhanklik van iemand anders om vir hulle kos te maak. Hulle is afhanklik van julle om vir hulle kos te gee. Dit is 'n belangrike een wat ons ook moet in ag neem. Klimaatsverandering. En ek het dit daarvan gehou, want Martin Oosthuizen het presies hier goed opgesit. Nee. Klimaatsverandering is 'n belangrike drywer binne landbou, en ons moet kennis neem daarvan, en ons moet weet wat se impak dit op ons het.
En dan moet ons nie vir mekaar sê dat klimaatsverandering vind nie plaas nie. Ek hoor die laaste tyd weer groot dryf met ouens wat sê, hier is nie klimaatsverandering nie. Ek dink ons as landbouers, en ek dink veral in julle gebied, beleef julle dit. Of dit mensgemaak is of nie mensgemaak is nie, is 'n totaal ander debat. Maar dat ons klimaat besig is om verander, is verseker so. Ons het by ons reënvalsyfers van 1904 af. En ons reënvalsyfers in die Wes-Vrystaat wys dat ons reënval oor die 120 jaar neem gemiddeld 1 mm per jaar toe. Ek het vroeër met manne van Koosberg, Middelburg gepraat en hulle syfers wys dieselfde. Hulle reënval neem op toe. Die hele Noord-Kaapse syfers lyk so. Nou, as Willem sê die hele Noord-Kaapse syfers lyk so, dan is dit bietjie anderster as wat die voorspellings is, nee. So die voorspellings sê dit gaan warmer en droër word. Is nie noodwendig so nie. Ek dink dis voorspellings. Theo het vroeër gesê wat het Warren Buffett van 'n voorspelling gesê. So dis nie te sê dit gaan warmer en droër word nie. Ek dink wat belangrik is dat ons gaan moet aanpas daarbey. Dat ons gaan moet hierdie goed herken betyds, dat ons dit gaan moet raak sien. Ons gaan ons boerdery opsette moet so struktureer dat ons kan aanpas daarbey. Dat ons kan weet wanneer hierdie goed verander, ons is reg gerad. Dit beteken dalk jy gaan meer kapitaal in jou boerdery nodig hê, jou skuldvlakke sal moet laer kom. Dit beteken dalk jy sal bietjie laer op draagkrag moet fokus, met ander woorde, jy sal moet minder skaap hê vir die hoeveelheid grond wat jy het. Dit beteken dalk dat daar's ander tegnieke, tegnologie, genetika wat jy gaan moet benut om meer produktief te word. Maar ons sal onsself moet rad vir hierdie verandering wat kom. Die Wêreldekonomiese Forum doen jaarlikse opname en dan vra hulle vir al die groot CEO's in die wêreld, die hoofuitvoerende beamptes in die wêreld, wat is die risiko's wat julle sien in landbou? Wat is hierdie, of nie in landbou nie, in die wêreld, wat is die goed wat julle dink gaan 'n impak hê deur die volgende 2 jaar en die volgende 10 jaar? Wat is die goed waarvoor ons moet uitkyk? Soos ons in die linkerkant kyk, die volgende 2 jaar, die eerste punt wat hulle daar opsit is misinformasie en disinformasie. En ek gaan nou iets daaroor sê. Dink die een wat ek gou hier wil sê is, die groenes is die klimaatgoed. So die volgende 2 jaar is die fokus en die risiko nie so sterk klimaat nie. Maar kyk net na die 10 jaar periode. 5 van die top 10 risiko's gaan oor klimaat. Ekstreme weer, biodiversiteit wat ons verloor, kritiese veranderings in ons aardstelsel, waarna verwys ons daar weer patrone wat verander. Ons ervaar dit, nee? Ons ervaar dit jaarliks hoe hierdie goed verander. Dis goed waarna ons moet kyk, die natuurlike hulpbron tekorte, iets wat al meer en meer effek op ons kan hê. En dan praat ons van besoedeling. Ek dink julle langs die Oranje rivier sal baie mooi verstaan as ek praat van besoedeling. En die effek wat dit het, selfs op plekke 1000 kilometer van waar die besoedeling plaasvind. Ek dink dis die een wat ons wil uitwys is die klimaatsverandering. Maar as ek dan oor die risiko's kan praat, kom ons praat gou oor die misinformasie en die disinformasie. Dis iets wat al meer krities raak by ons. Inligting raak al meer beskikbaar. Die hoof van die Wêreldekonomiese Forum het onlangs in Kaapstad vir ons gesê, dat inligting is vrylik beskikbaar, maar baie min van daai inligting is die waarheid. En ons risiko is, ons uitdaging is om te kan onderskei tussen wat is die waarheid en wat is nie die waarheid nie. Wat is werklik en wat is nie werklik nie. En dis nie swart en wit nie. Ons sien baie goed wat gesê word, wat gedoen word, wat grys is. Dit 'n stukkie waarheid aan, maar dit is die onderliggende boodskap wat dit wil bring is verkeerd. En ons sal regtig baie sterk moet oplet na wie ons luister, waar ons luister en hoe ons luister. Met kunsmatige intelligensie, soos dit deesdae baie maklik en vrylik beskikbaar is, kan ek 'n video van enigiemand van julle neem en ek kan julle enigiets laat sê wat ek wil sê. En ek dink dis die belangrike een. Ons het al baie video's van president Donald Trump gesien wat hy goed sê oor Suid-Afrika en oor die Afrikaners en wat hy selfs dalk nog in Afrikaans kan praat ook, nee.
Ons moet regtig onderskeid kan tref na wat is waarheid, wat is nie waarheid nie. Maar daai titseltjie waarheid daarin. Ons sien deesdae, en ons het dit veral gesien rondom die onteieningswetgewing, wat daar manne kommentaar lewer wat niks met landbou te doen het, wat niks met hierdie opbou van onteieningswet en waar ons kommentaar gelewer het en hoe ons hierdie ding verstaan het en wat ons verander het al nie. Hulle het niks daarmee te doen gehad, maar hy kom lewer kommentaar en hy kom sê iets en almal glo hom. En dis ons grootste risiko. Laat enige iemand het nou spreekbuis gekry. Enige iemand kan nou sê wat hy wil en hy het sekere navolgers. Ons grootste risiko eintlik daarin is laat ons glo hierdie ouens blindelings. Ons laat toe dat mense namens ons dink. As ons sosiale media kyk, en die jong klomp is veral lief daarvoor, dan begin ons nie ons eie opinies vorm nie, ons begin ander ouens se opinies aanvaar. Ons dink nie meer self oor hierdie goed nie. En dis eintlik die plek waar daai nommer 1 risiko vir ons die grootste is. Die misinformasie en disinformasie het net vatplek op jou as jy nie self daaroor dink nie. En ons sal moet begin en ons sal ons mense moet oplei, die mense rondom ons, om self oor hierdie goed te dink. En Gerike het gister vir ons gesê, uit vir ons van die 2 wolwe vertel, julle sal onthou. En wat die een groei, die een wat jy voer. So as jy op sosiale media is, en jy volg net 'n sekere klomp ouens, dis die een risiko van sosiale media, jy volg net ouens wat soos jy dink, begin jy later dink, maar die hele wêreld dink soos jy dink, en jy raak so sterk in jou opinie, dat jy net hierdie een wolf voer. Jy voer nie die ander wolf nie, ons sal moet uitgaan en ander ouens opinies opkry. Dat is net sommer iets wat ek met julle wil deel. Julle kan sien die nommer 3 risiko gaan oor die oorloë wat ons tans in die wêreld het. En dis nogal 'n groot ding, veral as jy in Europa is, want hulle is mos nou baie nader as wat ons is, maar die effek tref ons tot op ons plaas in Carnarvon of op Wollenston, né? As Oekraïne en Rusland besig is met mekaar, dan voel ons dit op ons plaas, en ek dink daarvan sal ons werklik moet kennis neem. Julle kan sien die rooi is meer die sosiale impak, inequality, ongelykheid, die migrasie van mense, dit het ons eintlik eerste in Suid-Afrika ervaar met die mense wat uit Zimbabwe en Mosambik na ons toe begin beweeg het. Dit is nie verby nie. Ons moet dit nog sien as die toekoms. Die pers is meer oor die tegnologie. Dis ons gevare en risiko's in tegnologie. So kunsmatige intelligensie het hierdie risiko's ook vir ons. Dis nie net 'n goeie tool nie, maar ons moet dit verstaan en ons moet weet waar kom dit vandaan. So ons gou weer terugkom na die klimaat toe. Hier is sommer net temperature wat hulle geplot het van, nou moet ek mooi kyk, vroeg in die 1960s af, en dit wat hulle voorspel tot in die einde van hierdie eeu waarin ons leef. En julle kan sien die rooi kolletjies is dit wat verder in die toekoms is, in die blou en die pers kolletjies in die onderkant is wat in die 1960s was. So ons kan duidelik die temperature neem toe. Niks oor reënval nie, dit het ons net oor gepraat, maar laat die temperature toeneem, laat die skommelinge meer raak, laat ons meer extreme weer kry, ons droogtes is meer intens, en wanneer ons reënval kry, is dit ook meer intens. Dis iets wat besig is om te gebeur. Ons moet aanpas daarbij. In dieselfde risiko-opname het hulle vir hierdie CEO's gevra, hoe sien julle die toekoms? Dink julle dit gaan makliker raak in die toekoms, of dink julle dit gaan moeiliker raak? Julle kan sommer net daai rooi gedeelte sien, is die extreme, stormy, moeilike tye, vinnig aanpasbare tye. 5% van die CEO's sê volgende 5 jaar gaan stormy wees. Maar 17% van hulle het gesê die volgende 10 jaar gaan stormy wees. Net 1% van die CEO's het gesê dit gaan kalm wees in die volgende 2 jaar, maar hulle het ook weggeraak as dit na 10 jaar toe geraak het. So hierdie wisselende omgewing, dit wat ons nou dink Trump het die handelsomgewing geskit, dit gaan nog meer gebeur, dit gaan nog erger wees, dit gaan nog moeiliker raak. So as ons nie aanpasbaar is nie, aanpasbaar in ons eie besighede, aanpasbaar in ons eie boereverenigings, want dit gaan op ons boereverenigings ook impakteer, dit gaan ons op ons provinsiale organisasies impakteer en nasionaal. Ons moet kennis neem van hierdie, so ons sal moet vinniger beweeg, vinniger aanpas in dit wat ons doen.
Hierdie skyf het ek spesifiek opgesit, want dit gaan oor handel. So, dis wat die CEO's in die verskillende lande dink, hoe gaan handel en handelstariewe, ek dink baie relevant nou, hoe gaan dit op ons impakteer? Jy kan sien, selfs die Amerikaners sien, dit gaan 'n impak op hulle hê. Die Kanadese, die Meksikane daar rondom, is bietjie meer negatief oor die impak. Jy kan Europa ook sien, maar kyk lande soos Iran, nee, die Midde-Ooste, handel, dink hulle, gaan hulle baie meer tref. Suid-Afrika ook tot 'n mate, noord van ons, lyk dit nie of dit so groot impak noodwendig kan hê nie. Onthou, hierdie is persepsies wat die CEO's het oor hoe gaan dit lyk in die toekoms. Hierdie wêreldekonomiese forum se verslag is ook op hulle webwerf beskikbaar. Ek wil julle graag aanbeveel, wanneer julle tydjie het, gaan lees dit bietjie. Is baie belangrike en interessante inligting. Veral nogal, ek dink die een wat ek kan uitlig, ek kan nou nie skyfie daaroor nie, is hoe die verskillende ouderdomsgroepe verskil. Die jong mense is baie bekommerd oor die ekonomiese toestand in die wêreld en hoe die ekonomie gaan groei. Maar hoe ouer die mense raak, hoe laer raak die risiko. En ons kan redeneer oor hoekom dit so is. Maar dit is nogal 'n interessante konsep wat 'n ou van moet van kennis neem. Die misinformasie, disinformasie is in die groepering onder 30 en die groepering onder 60 is die hoogste. Die middelgroep, dink is mense wat al bietjie meer ondervinding het, wat bietjie meer daardeur kan sien, is nie so bekommerd oor die misinformasie, maar die jong groep en die ouer groep, so baie interessant hoe dit verskil van die verskillende ouderdomsgroepe. Al hierdie goed het 'n impak op voedselsekuriteit aan die einde van die dag. So voedselsekuriteit gaan oor 'n paar goed. Dit gaan oor waar is die mense? Dit gaan oor het hulle toegang tot voedsel? Is hierdie toegang van hulle veilig? En is dit bekostigbaar? En ons moet kennis neem wat gaan in Afrika aan, wat gaan rondom ons aan, rondom dit. Soos ons na die affordability kyk, dan kan ons sien, in Suid-Afrika is voedsel tot 'n mate nog bekostigbaar. Voedsel is beskikbaar, nie noodwendig oral nie, en ek dink ons moet dit ook vir mekaar sê, dat as voedsel by jou beskikbaar is dit nie noodwendig te sê hy is in die diep afgeleë gebiede van die Oos-Kaap beskikbaar nie. Dit het ons 'n impak. Die kwaliteit en die veiligheid is 'n groot probleem, veral hoe meer jy na die platteland toe gaan. Hulle moet hulle voedsel op 'n manier kry, die eerste plek, so die logistiek is belangrik, en hoe hulle dit stoor, hoe hulle dit berg, as jy nie krag het nie, as jy nie elektrisiteit het, het 'n groot impak op hulle. En dan hoe word voedsel verbou? Die volhoubaarheid daarop doen Suid-Afrika nogal besonder goed. Maar jy kan sien op die ander drie is ons alright, maar ons is nie so goed nie, daar is nog uitdagings daar rondom. En dis spesifiek hierdie goed wat ons moet aanspreek, want hierdie goed het veroorsaak dat ons ander mense in beheer kry in die Midde-Ooste. Die Arab Spring is juis as gevolg van voedselsekuriteit wat dit ontspring het. Die politiek het 'n impak gehad, maar voedsel en die beskikbaarheid van voedsel het potensiaal om lande te kan vernietig, iets waarvan ons regtig moet kennis neem. So moet ons wees, ons moet aanpasbaar wees in hierdie komplekse omgewing, en ons moet kennis neem van daai 4 faktore wat 'n impak het op ons en op landbou. Wat het ons nodig om hierdie goed te verstaan is data, inligting. Julle het ook vroeër daarna verwys beide skole na die belangrikheid van hierdie inligting en hoe jy hierdie inligting kan gebruik om juis jou boerdery beter te maak. Maar hierdie inligting gaan breër as net boerderybesluite. Dit gaan oor beleidsbesluite. Dit gaan oor wat is die beste vir Suid-Afrika in terme van voedsel. Waartoe moet ons uitvoer? Hoe moet ons uitvoer? En dis 'n sterk fokus tans van AGSA om hierdie data bymekaar te kry. Soos ons regering besig is om te faal, is daar 'n klomp van hierdie datadienste wat die privaat sektor nou moet opneem. Klomp dienste wat beskikbaar was in die staat wat nie meer daar is nie. So iewers moet dit opgeneem word. So pas ons aan in hierdie nuwe omgewing. Ons moet beter produseer, juis wat die skole vir ons gesê het, ons moet in tegnologie investeer. Ons kan nie meer oor 10 jaar dieselfde maniere gebruik as wat ons vandag gebruik nie. Ons kan nie dieselfde genetika op ons plase gebruik nie. Ons kan nie dieselfde produksiepraktyke gebruik nie.
Maar ek wil nie daarop fokus nie. Ek dink daar's genoeg bedryfsorganisasies, daar's genoeg instansies wat daarop kan fokus. Wat se hulpbronne het ons nodig? En ek dink dis die volgende punt wat ons sal moet aanspreek is hoe kom ons by hierdie hulpbronne? Hoe kom ons by dit wat minder is verby? Die banke, julle het gister gehoor wat sê die banke rondom die ESG, die meer omgewingsvriendelike produksie. En dis iets wat baie pertinente impak op ons gaan hê. Dis baie pertinent iets wat ons gaan begin voel in ons kredietaansoeke, begin voel van ons verbruikers se kant af. Ek dink die van julle wat in plekke soos Woolworths verskaf, voel dit ook al reeds. Hierdie goed het 'n direkte impak op ons. En dan ons voedselstelsels, hoe lyk ons waardekettingstelsel? Waar begin dit en waar eindig dit? Ons as boere is nie in isolasie. Jy kan nie net produseer soos jy wil en dink jou waardeketting gaan dit afneem nie. Jy's in 'n hele ketting van jou landboubesigheid wat jou verskaffer is tot jou afnemer, tot die verbruiker aan die einde van die dag. Ons is in 'n ketting en ons moet dit mooi verstaan. So hoe verander ons omgewing rondom georganiseerde landbou, want ek dink dit is belangrik laat ons dit verstaan, want dit het 'n impak vir my op boer. So as ons aan die linkerkant kyk, hoe dit ons in 1994 gelyk, of kom ons sê 20 jaar terug, as ons nou nie 94 wil gebruik nie. Die regering het baie van ons dienste gelewer. Die regering het baie goed vir ons gedoen. Ons dink maar aan Back and Claw, dan dink ons die Rooilyn gebied, daar bo teen die Wildtuin, teen die grens met Zimbabwe. En dan was daar baie pertinent padblokkades, plekke wat jy moes deurry, jy kon nie vee daar deurvat nie, dis beman. Dis hoe dit gelyk het in 94. Die industrie het baie insette tot die regering gemaak en die regering het gesorg dat die beleid daar was en dat die beleid toegepas is. Ons het min, ek wil nie sê een nie, maar ons het min landbouorganisasies gehad wat namens landbouprodusente opgetree het. Ons het almal redelik saam gedink en dan het jy jou boere aan die ander kant gehad. Meer boere is wat ons vandag het, maar ons het meer saamgestaan. Hoe lyk ons vandag? So vandag doen die regering baie minder vir ons as wat hy in die verlede gedoen het. So jou rol van jou bedryfsorganisasies, die kolletjies in daai prentjie, is baie meer. So ons het baie meer en baie sterker bedryfsorganisasies nodig om juis hierdie rol op te neem wat die staat nie vir ons in die verlede gedoen het nie. Hoe lyk ons boere? Ons sit met klein boere, groot boere, opkomende boere, kommunale boere. Ons boere is baie meer gefragmenteer. Ons sien dit in ons organisasies, ons het baie meer landbouorganisasies as wat ons in die verlede gehad het. En dis 'n funksie van die staat wat sy rol wat hy gehad het, nie meer vervul nie. Ons sien ook die groot C aan die regterkant is die verbruiker. Die verbruiker, die consumer het 'n baie groter impak op hoe en wat jy produseer. Iets wat ons nie in die verlede gehad het nie. Die volgende een wat ons sien, ons dink aan landbou as 40,000 kommersiële boere. Maar ons het 2,5 miljoen ouens wat in die informele sektor deelneem. Kleiner boere, wat daar ook kommersieel is, maar wat in 'n ander mark deelneem. Boere wat vir hulle self sorg of vir hulle omgewing sorg, hulle gemeenskappe sorg. En ons vergeet baie van daai 2,5 miljoen. Maar dit maak ook ons regulatoriese omgewing baie moeiliker. Dit maak dat ons Back and Claw byvoorbeeld nie so vinnig en so maklik kan hanteer soos wat ons dalk in die verlede kon hanteer nie. Want hierdie ouens het almal beeste. Hierdie ouens het vee wat nie noodwendig gedip word nie, wat nie gespuit word nie, wat nie krale gewoond is nie, hulle loop maar net daar. Dis goed waarvan ons moet kennis neem, maar dit verander ons totale omgewing. So wat is 'n rol van georganiseerde landbou? Het sy dit 'n Agri-SA is, het sy dit 'n provinsiale organisasie is of selfs 'n boerevereniging? So tussen al hierdie goed wat gebeur, al hierdie chaos, moet jy iewers begin koneksies maak. Jy moet iewers begin boere en die waardeketting bymekaar kry, boere en veeartse bymekaar kry. Jy moet leierskap begin wys om hierdie chaos net bietjie meer vir ons aanvaarbaar te maak. En dis tipies die rol van georganiseerde landbou, is om die koneksies te maak, om die mense bymekaar te maak. Hierdie rol gaan al belangriker raak in die toekoms.
En dis nie net nasionaal nie, dis nie net provinsiaal nie, dis op boerevereniging vlak ook. Die rol van boereverenigings, distrikslandbouunies gaan al meer belangrik raak in die toekoms. Baie funksies wat nie meer gedoen word deur die staat, die gaan ons moet opneem. So waar was ons in 94? Die regering het eienaarskap gevat, baie van ons goed gedoen. Waartoe gaan ons in 2050? Dit gaan absoluut markgedrewe wees. Die regering gaan baie min invloed hê. Maar hoe kom ons daar? Hoe kry ons hierdie tussenin stap? So ons gaan moet begin selfregulering toepas. Ons gaan moet self begin markte soek vir ons produkte. Ons bedrywe doen dit alreeds. Ons gaan self moet begin regulasies instel wat ons self kan reguleer, want die staat doen dit nie meer nie. Ons het vroeger gepraat, ek en Wessel het gepraat oor die PCO-sertifikate, ek weet nie eens waarvoor, of ek kan nie nou vinnig dink waarvoor staan die afkortings, maar as jy gewe op jou plaas gebruik, gaan jy moet 'n PCO-sertifikaat kry. Hierdie goed sal moet selfregulerend wees, want die staat kan dit nie meer vir ons reguleer nie. Back and close hier, biosekuriteit, jy gaan self moet begin verantwoordelikheid vat daarvoor, want die staat gaan dit nie meer vir jou doen nie. En dis hoekom hierdie landbouorganisasies al meer en meer belangrik raak, want iewers moet daar koördinering plaasvind. Iewers sal jy moet plekke in instansies daar stel om hierdie goed namens ons te reguleer. Ons as boere kan dit nie noodwendig self doen nie, en ons weet die staat kan dit nie vir ons doen nie. So dis hoe ons omgewing verander. Dis hoekom die rol van landbou en georganiseerde landbou soveel verander. Ek wil laastens afsluit net vinnig om oor handel te praat. So ons het hierdie ding vinnig saamgestel, toe die eerste praatjies was oor die handel en waartoe ons gaan en wat Trump hulle dink, en toevallig het ons hierdie op 30% gedoen, so hierdie is 'n skyfie wat ons maand al gedoen het, en waar gaan die impak wees? En ek weet nie of julle almal daarvan agteraf kan sien nie, so die impak op landbou is so 320 miljoen rand, die invoertariewe net na Amerika toe. Vir die karbedryf is dit 1,4 biljoen rand. Nou ons weet, dis maklik om te sê, dis die totale impak op landbou. Vir party bedrywe is dit erger as vir ander. Macadamias word byvoorbeeld baie erg getref, gaan julle nou wys. En ander bedrywe is dit 'n rimpeling. Jy vind 'n nuwe mark en jy beweeg weer aan. Die karbedryf, is jy C-klas Mercedes'e in Oos-London vervaardig en 90% van jou voertuie gaan na Amerika toe, het dit 'n wesenlike impak op jou. Het dit 'n wesenlike impak op wat gaan gebeur in die toekoms. So kan jy sien op mynbou en al hierdie ander. Maar wat wonderlik is, hierso sommer net die tabel van wie word die ergste geraak. Jy kan sien die druiwe en die macadamias word erg geraak, avocados tot 'n sekere mate. Maar wat wonderlik is hoe innoverend ons boere is, nee. Hoe innoverend eintlik ons hele waardeketting is. Ek was laasweek in 'n kongres in die Kaap gewees en die wynboere vertel vir my hierdie 30% tarief gaan hulle nou nie soveel affekteer nie. En ek vra nou maar hoekom? Julle voer dan nou 'n klomp goed uit na Amerika toe. Nee, hulle het nou agtergekom as hulle rouproduk uitvoer na Kanada toe en hulle bottel dit in Kanada. Dan is die tarief baie laer as wat hy van Suid-Afrika af is. So daar's 'n nuwe roete wat hulle gevind het om hulle produk nog steeds in Amerika aan te kom. Selfde noodwendig met die rosyntjies, het ander markte oopgegaan as gevolg van verskeie ander faktore, maar waartoe ons produkte kan skuif, nee, van 15, 17, 19% in die verlede na 3% wat nou na Amerika toe gaan. En so kan jy elke bedryf gaan sien hoe aanpasbaar hy was. Die ouens wat nie aanpasbaar is nie moeilikheid. Die ouens wat nie kan ander markte ontgin en na ander plekke toe gaan nie, is in die moeilikheid. Nou dink ons, en ons hoor dit baie, Amerika is kwaad vir Suid-Afrika, en dis hoekom hy hierdie tariewe op Suid-Afrika instel. Julle moet onthou, daar's 185 lande in die wêreld waar teen Amerika tariewe ingestel is. Dit wissel, party is bietjie minder, party is bietjie meer, so dis nie net Suid-Afrika nie, dis nie oor ons regering so swak of so goed of so wat ook al is nie. Hierdie is 'n krisis vir die res van die wêreld, so die markte skuif, die markte is besig om te verander, en ons moet seker maak dat ons hierdie regte markte kan benut. Nou ek dink dis een waar ons groot moeilikhede gekom het in die verlede. As julle sien daar,
is 'n tabel wat vir julle wys met watter lande ons vryhandelsooreenkomste het. Met watter lande het ons gaan beding om te sê ons wil produkte na julle toe uitvoer en ons wil met julle ooreenkomste aangaan. Dan sê hulle sien daar's 'n klomp waarmee ons nie vryhandelsooreenkomste het nie. En dis juist waar ons fokus moet wees is hoe kry ons met hierdie manne besigheid gedoen? Hoe kry ons produkte na hulle toe uitgevoer? Of dalk goedkoper produkte wat hulle het, wat ons na ons toe kan invoer. En dit is baie belangrik dat ons aan hierdie goed moet gaan aandag gee. As ons dink 30% na Amerika is erg, dan sien julle daar die appels na Indië toe het 'n 51% tarief. En daar kan julle sien avokados byvoorbeeld ook na Indië toe is 39%. Baie anderster as die 30% na Amerika toe. So handelsinvoertariewe is nie 'n snaakse ding nie. Dis goed waarmee ons oor 'n lang tyd al mee moes saamleef en moet saamkom. Hoe ons dit aanspreek, dink hierdie plaas die fokus bietjie op hierdie tariewe na verskillende lande toe. Hoe ons dit aanspreek, hoe ons met hierdie lande handel, dink ek bepaal die toekoms. As julle ook dink en ons lees dit ook in die media, dat ons praat nie met Amerika nie. Julle het gelees die baie oor Mcebisi Jonas wat aangestel is, maar hy kan nie eens in die land inkom nie. Die landbou, Johan Kotse spesifiek, het baie met die Amerikaanse attaché vir landbou gepraat. En as jy die manier kyk hoe hulle onderhandel, dan maak baie van hierdie goed eintlik sin. So hulle groot produkte wat hulle in Suid-Afrika wil inkry is hoender en vark. En dit wat ons graag wil inkry by hulle teen laer tariewe is die lemoene, citrus byvoorbeeld, en dan die wyn. Nou as jy met hulle onderhandel, dan sê hulle vir jou, maar jy moet vark in Suid-Afrika toelaat. Nou hulle het 'n siekte op vark wat ons nie in Suid-Afrika het, die pers. Hy is in Europa ook, hy is in Amerika ook, maar hy is nie in Suid-Afrika nie. Dit maak dat ons vark na ander lande toe kan uitvoer, en dit maak dat ons produksie beter is. Hierdie siekte lyk my kan jou produksie tot so 20-30% beïnvloed, laag maak. So hulle wil met alle koste vark in Suid-Afrika inbring, en hulle verwag ons moet maar wegkyk en die fitosanitêre aspekte wegkyk. Nou as Johan vir hulle vra, okay, sê ons kan nie vark inbring, en ons kyk bietjie dit mis, sal julle black spot in Amerika toelaat? En hulle antwoord is dood eenvoudig nee. So hulle verwag een ding van ons en 'n ander ding wat hulle wil toepas. Nou dis wat hierdie onderhandelings met Amerika moeilik maak, nee? Julle sien self hoe moeilik Trump nou onderhandel rondom die staking van die oorlog in Oekraïne. Maar dis hoe sy regering ook optree. So dit maak dit vir ons uiters moeilik. Hier sal nuwe paaie kom, ons sal nuwe maniere kry om te kan uitvoer na Amerika toe, maar dis nie so maklik nie, en dit wat julle noodwendig elke dag lees en raak lees, is ook nie so eenvoudig nie. En dis waar julle jong klomp moet inkom om te sê, maar gaan kyk na die inligting, delf dieper, as jy dink jy weet, gaan kyk nog dieper, gaan na die bron toe, en ek dink is ons almal se plig om te gaan kyk na wat sê die bron, waar kom hierdie inligting spesifiek vandaan, praat weer oor die misinformasie. So hier is 'n aanhaling wat ek gekry het, en ek gaan hom vir julle lees. Risk and uncertainty are not walls to avoid, they are doors to opportunity. Those who step through with courage often find rewards others never see. Ek dink die punt wat ek wil maak met hierdie stelling is, ons moet nie bang wees vir hierdie veranderings nie. Ons moet nie bang wees vir goed wat skuif nie. Ons moet nie bang wees om veranderings in ons boerdery te maak nie, om tegnologie te gebruik, om nuwe tegnieke te gebruik, om nuwe genetika te gebruik, want hierdie skep vir ons geleenthede. Dit skep vir ons geleenthede om ons boerderye beter te maak en meer effektief te maak. Maar nou moet ek julle die storie vertel. Ek het vir ChatGPT gevra, geef my 'n aanhaling wat risiko en onsekerheid aanhaal en wat verwys na geleenthede. En hy het hierdie vir my uitgespoeg. Toe ek hom nou vra, maar dis 'n oulike aanhaling, wie het hom nou geskryf? Toe sê hy nee, hy het hom sommer self gegenereer. Ek is welkom om my naam agter dit te sit. So dis die goed en die gevaar van kunsmatige intelligensie. Goed soos hierdie word gegenereer en dit klink baie goed, maar dis eintlik wat jy in dit insit. En ek dink die punt nog steeds is, ons moet nie bang wees
verandering nie. Dit het vanoggend ook opgekom, ons moet ook nie te vinnig verander nie. Wees uiters versigtig vir dit. Ons het 'n boer daarna by ons gehad, hy het baie planne gehad, en elke jaar het hy iets niets, dan probeer hy pompoene, volgende jaar het hy neute, dan haal hy weer die neetbome uit, dan probeer hy weer iets anders, so elke jaar het hy 'n nuwe skiem, en 'n ou oom het na hom toe gegaan, en gesê, Boet, weet jy, die Here wil jou so graag seën, maar hy kry nie tyd nie, jy verander te vinnig. So ek wil julle waarsku, maar ook vir julle vra, gee die Here tyd om julle te seën. Dink mooi waarmee jy besig is, wat jy doen, hoe jy landbou sien, en dan gee jy die Here tyd om jou te seën in dit wat jy wil doen. Die Here wil julle seën. Die Here het julle geseën deur hierdie droogte. Henning het vir ons baie mooi gesê, geen van die ouens wat top uitgekom het daar gekom sonder dat hy 'n deel moeilikheid gehad het. Julle is deur 'n groot deel van die moeilikheid, die Here wil julle seën. En ek dink ons sien dit elke dag in landbou, hoe seën hy eintlik landbou in Suid-Afrika, en daarvoor kan ons baie dankbaar wees, en daaroor moet ons julle krediet gee vir dit wat julle doen, en die impak en die invloed wat julle het, ook binne julle gemeenskappe, en dit wat julle doen, en hoe julle landbou bevorder, so vir dit wil ons julle dankie sê, dankie vir dit wat julle ook doen, en dan ook die leierskap wat julle opneem, en ek wil die laaste afsluit, sommer met my storie, waar ek vandaan kom, maar ek sê dit nie vir my nie, ek wil graag hê, julle moet bietjie dieper dink as dit. So die Minnaar familie was boere in Frankryk gewees, hier in die laat 1500, 1600, hulle het met wyn geboer daar in die La Provence gedeelte van Frankryk. En met die hele vervolging van Christene, daar moes nou 'n klomp Franse hugenote uit Frankryk uit gevlug. Daar was omtrent 1,2 miljoen Franse hugenote gewees wat uit Frankryk uit gevlug het as gevolg van geloofsvervolging. Van daai 1,2 miljoen het omtrent net 120 het op 'n skip geklim in Suid-Afrika toe gekom het, soos jou van Minnaar is, of Joubert, of Leroux, of so kan ons aangaan, al die Franse name noem, de Villiers, dan was jy op daai boot, 3 bote gewees wat na Suid-Afrika toe gekom het. So van die Minnaars het daar 7 Minnaars op die boot geklim, net 3 het in die Kaap afgeklim. Die ander is langs die pad dood. 'n jaar later was daar net 1 Minnaar oor in die Kaap. En hulle het in Frans Hoekomgewing geboer en later bietjie uitgebrei. En later weer bietjie kleiner geword, maar almal was boere. Ek is die 11de generasie Minnaar in Suid-Afrika. Sover ek kon vasstel is almal boere. Almal in my voorgeslagte boere. So in 1880, 1885 is my oupa Grootjie se pa en se ma skielik oorlede. Hy het by stieffamilie gaan bly. Die familie het hom stief behandel, dis waar die naam stief vandaan kom. Het hom stief behandel, ek spot net. En hy het met 1 shilling uit die Kaap uitgekom en in die Vrystaat kom vestig. Ek is die 4de generasie Minnaar in die Vrystaat. Dit wat ek vandag staan, hier waar ek vandag is, kom van 1 shilling af, 120 jaar terug. Rykdom, eiendom, gesondheid kom oor geslagte. Dit kom nie van self nie. En ek dink dis die belangrike een, dit is eintlik die boodskap wat ek vir julle wil oordra. Elkeen van julle het 'n storie. Hierdie is my storie. Ek staan nie toevallig hier waar ek vandag staan nie. Die feit dat die 1 Minnaar in Suid-Afrika oorleef het en ek is 'n afstammeling van hom, en laat ek deur al my paadjies wat ek geloop het vandag hier kan staan, sê vir my, dis nie toevallig nie, dis nie toevallig dat ek hier vandag staan nie, maar net so het julle storie, net so is dit nie toevallig dat julle vandag hier sit nie. Dis ons doel, dis ons roeping om 'n verskil te maak daar waar jy is. Jy is met 'n rede geplaas op jou plaas, met jou werkers, met jou man of jou vrou, met jou kinders. Kom ons maak 'n verskil daar waar ons boer, in ons gemeenskappe, maar ook in die groter omgewing. En dis my beroep en dis waarmee ek julle wil huis toe stuur vandag, is glo dat jy 'n storie het, glo dat jy 'n rede het waarom jy is waar jy is, maar glo ook dat jy daar geplaas is om 'n verskil te maak.
En as daar net een van julle is wat huis toe gaan en daai verskil gaan maak, dan het ek in my doel geslaag. Maar ek hoop regtig die meerderheid van julle, en die nie almal nie, vind julle storie en vind julle doel en maak daai verskil in die omgewing waar julle bly. Willem, baie dankie. Jaco, baie dankie. Ek het 'n slag waar julle leierskap met Piet Kroukamp vergader het by Agri-SA. Het hy na die tyd opgemaak, opmerking gemaak oor Jaco dat hy 'n true soft-spoken gentleman out of the Free State is. Nou, julle het vandag 'n lewende lywe vir Jaco ervaar. En dit is waar. Hy is nie 'n man wat sy stem sommer verhef nie, en hy is 'n gentleman. Maar ek kan julle verseker dat wanneer Jaco sy mond oopmaak, dit altyd beredeneerd is, dit altyd beskaaf is, maar dit ook altyd op feite en beginsels gebaseer is. Dit soos ons hom by Agri-SA waar ons meer kontak met hom het ervaar. En daar is 'n ander gedeelte aan hierdie gentleman ook. Dit is 'n uistervuis in 'n fluweel handskoen wat oor ons belange waak soos 'n leeu. As julle my gaan toelaat, gaan ek nou vir Wian vra om vir ons nou die vrae sessie te hanteer. En ons het genoeg tyd. Ons gaan nie maak dat die jakkelse nodig het om onder julle te vang, dat julle nie betyds julle plekke by die huis kry nie. So maak asseblief van die geleentheid gebruik om van die beperkte tyd wat Jaco het om aan elkeen van ons individueel in die hele Suid-Afrika sy lede af te staan, vir hom te vra. Julle gaan die true well-spoken antwoorde kry. Dankie weer. Dankie president Kongres. Ek wil sommer onmiddellik oorgaan. As daar enige vrae wat julle nou het, wat julle aan Jaco wil vra, ons gaan dit soos 'n veiling hanteer. Dit moet vandag afgehandel word. Nee, ek jok sommer. Jaco het baie tyd in ons tyd. As daar enige vrae van die gehoor se kant af aan Jaco, moenie rus. Ek bring asseblief vra nou die vrae, anders moet ek en Willem hulle weer môre probeer antwoord. Ek het vroeër in die Kongres gepraat van roofdiere. Kan ons of Agri-SA of Agri-Noord-Kaap selfs 'n verhouding met Parkraad kry dat hulle drade en maintenance op standaard hou? Want ek weet van 'n boer wat teen Springbok se natuurbewaringplek bly, en hy sê hulle hou dit nie meer in stand nie. Hy sien nie meer mense wat patrolleer en kyk dat die drade in stand gehou word. Ja, ek dink dis nie net as jy kyk na Parkraad, dis iets wat ons oral te sien het. Ek meen die rol en die plig wat die staat moet doen is nie meer daar nie. Dis nie te sê dat ons hulle nie tot verantwoording moet roep nie. Maar ek dink dis nasionaal versekerde rol, en dis iets wat ons doen, wat ons wel met hulle aanspreek. Baie in terme van diere siektes en allerhande sulke goed ook, maar dis ook iets wat ek dink tradisioneel jou boerevereniging ook sal moet aanspreek, is om met Parkraad te gaan sit en te gaan sê, maar hier raak 'n kop seer, en wat is die gevolge daarvan, wat is die negatiewe gevolge? So ek dink dis tipies iets wat 'n ou in jou boerevereniging gaan moet aanspreek. Nog vraag? Dat kan regtig een vraag. Daar's koning. President Minnaar, ek wil net weet op 'n ligter noot, die een Minnaar wat oorgebly het, was hy getroud met 'n skols? Ek sal nie te veel ingaan nie. Ek het by 4 oupas en oumas almal nagevors, en ek kan almal van hulle presies verklaar tot waar hulle in die land ingekom het. En party van daai voorgeslagte wil ons nie so baie oor praat nie. Nog een.
Daar achter. Hom ken nie nou net agter hom ken nie, hy agter hom. Hier goeiemiddag. Wat is François Wolken van Vrystaat Landbou en SA Landbou se kommunikasie met mekaar? Ek dink die kommunikasie is goed. Ek dink ons hoef te wonder oor dit nie, maar ons verskil oor 'n paar goed en ek dink dis dalk goed. Ek gaan nie noodwendig my opinie oor die verskil lig nie, maar kom ek sê wat is die twee goed wat hulle oor verskil. So Vrystaat wil hê ons moet harder en sterker optree en ek dink daar is van julle wat dalk ook so dink. So kom ons spreek dit dalk gou aan. Aan die einde van die dag wil ons nie in politiek betrokke raak nie. Ons MOI memorandum van oprigting, die kontrak tussen ons en ons lede sê dit duidelik dat ons apolities moet wees. Ek dink Willem het dit gister ook gesê, dieselfde is van Noord-Kaap. So julle sal ons nooit kry wat ons die ANC aanvat of 'n politieke party aanvat nie. Dis iets wat as ons met die Zimbabwese Farmers Union ouens gaan gesels, sê hulle dis die grootste fout wat hulle kon gemaak het, is om in die politiek betrokke te raak. Is duidelik om teen die regering van die dag te gaan optree. Wat ons wel sal doen, en dit doen ons en julle sal dit in ons persverklarings ook lees, ons spreek die probleme aan. So ons spreek aan dat ons paaie swak is, dat ons infrastruktuur swak is. Ons probeer nie skuld gee daar agter nie, maar ons probeer die oplossings kry daar agter. Nou Vrystaat verskil bietjie met daai benadering. En julle sal sien in hulle pleiersverklarings ook is hulle anderster. Hulle noem die ANC byvoorbeeld by die naam. Dis iets wat ons voel ons nie wil heen gaan nie en ons ook nie eintlik toegelaat word om te gaan in terme van ons MOI nie. Hulle grondwet sê dieselfde. Hulle dink anders daaroor. So dis die een. Die ander een wat hulle sterk oor voel, wat op hulle kongres uitgekom het, is hulle bydraes. Hulle voel dat AGSA het 'n direksie van 12 lede, waarvan volgens hulle net daar 3 boere is. Nou ek tel nie onder een van hulle boere wat hulle tel op die direksie nie. Nou ek sal graag wil weet hoekom is ek nie 'n boer nie. Maar dis een van hulle argumente. As ons mooi ons het die som vir hulle gemaak op hulle kongres ook, dan is daar 8 boere wat voltyds in boerdery staan wat op AGSA se direksie staan. So 8 van die 12 is voltydse boere. En dan weet ons as boere ook, dis partymal baie goed en dit het ons vandag hier beleef om bietjie opinies van ander mense ook af in te kry, nee. Theo Forster vandag en Johnny wat met ons inligting gedeel het. Dis belangrik om daai ouens opinies ook te kry. So dis hoekom ons die ander 2 op die direksie het. Die derde een is 'n ou van 'n landboubesigheid wat ons voel ons met die waardeketting ook nogal deel hê op die direksie en dan die laaste een is die CEO wat nie 'n boer is nie, maar dis natuurlik vir obvious redes. So dis die 2 goed wat op hulle kongres uitgekom het waaroor ons pertinent verskil. Maar ek dink dis 'n oplosbare ding. Dis iets waaroor ons gereeld in gesprek is. Dis moeilik om die ander party te oortuig na weerskante toe. Maar ons is weer in gesprekke, dis ons onderneming in hulle kongres gewees. Wat sleg is, hierdie is verdelend vir landbou, nee. Dit maak ons almal twyfel in ons leierskap, dit maak ons twyfel in waarmee is AGSA besig, waarmee is selfs Vrystaat Landbou besig, en het ons die regte leierskap daar. So dit is sleg vir landbou, dit is sleg dat hierdie ding in die openbaar uitgespeel het, hierdie is iets wat ons natuurlik agtertoe deur kon hanteer. Ons het van AGSA se kant af regtig probeer om dit te doen. Ek myself het na Frans se plaas toe gery en ons het seker 4,5, 5 ure lank gesels oor hierdie goed. Ek het gedink ons het oplossings gekry, maar toe het ons duidelik nie oplossing gekry nie. So, maar hierdie is goed wat ons sal hanteer. Ons moet eenheid in landbou kry. Ons moet nader in mekaar kom. Ons gaan nie noodwendig almal dieselfde dink oor goed nie, maar ons moet dan dieselfde rigting inslaan. En ek dink dis die belangrike een daar rondom. Er was nog een vraag. Je 2, 4e rij, een keer niet 3e rij, sorry. Meneer die chair, Jaco, ek sal probeer. Wat my bekommer om die funksies, ons paaie, ons eie veiligheid,
wat ons moet bydra tot dit. Vorentoe, dis die manier om dit nou reg te stel, maar vorentoe, ek sou nie graag wil sien nie. Ons kan dit nie bekostig dat dit die norm word vir die landbou. En jy bietjie reageer daar, sien jy dit? Ja, ek stem volkome saam. Dis 'n regering se rol. So of hy moet die rol opneem, of ons moet die belasting daar betaal nie, laat ons dit self kan doen. So dis een van daai twee. Ek dink hier waar ons vandag is dit, as ons dit nie self gaan doen nie, gaan ons baie verval nie, gaan dit heeltemal tot niet gaan. Ons het by ons gesien, in my omgewing spesifiek, ons het gewag vir die padskraper, tot die pad eintlik tot niet is, nee. Toe kos het ons verskriklik baie geld om daai pad weer reg te maak. Aan die einde van die dag is dit die langtermyn doel, so of om te privatiseer, of om daai rol self te kan opneem, of die staat moet die rol opneem. Die staat het tans nie die bekwaamheid, die kundigheid om dit te doen nie, so dis iets wat ons sal moet doen. Ons stoei baie hard om dan die vergoeding daarvoor te kry. As jy na 'n plek kyk soos Europa en Amerika, dan word hulle boere betaal om hulle deel van die padreserwes te onderhou, of om selfs die paaie te onderhou in sekere gedeeltes, en dis die goed waartoe ons wil gaan. So as jy dit dan nou doen, as jy jou pad reg maak, dan moet jy vergoed word daarvoor, op een of ander manier. Of jy moet die belastingafslag kry. So dis iets waarna ons werk, en waarna ons hard kyk, om hoe kan ons dit reg kry. Hier waar ons vandag is ons nog nie daar nie. En dis ons sleg, dis nie waar ons wil wees nie, maar ons moet na rigting toe werk, of hy moet die rol opneem, of ons moet die terugbetaling, die vergoeding kry. Oos-Kaap het nogal 'n hofsaak gemaak daaroor, wat hulle eintlik die hofsaak gewen het, en daarna is daar weer klomp deliberasies daaroor gewees, maar as jy na die howe toe gaan, dan ek dink die howe sal nogal gunstig op ons kyk, want dis 'n rol wat nie eintlik ons rol is nie, maar dis iets waarna ons verseker kyk vir die toekoms. Is daar enige iets nog? Nog enige vraag? Kan nie glo julle is so stil nie. Wessel. Jaco, ek het net 'n vraag rondom die rol van 'n kommoditeitsorganisasie soos Raisins of NWKV vir Graan SA, en dan daar is skakeling met 'n minister van landbou wat nou 'n DA minister is, en dan Agri SA ook sy rol oor algemene sake. Hoe kan ons die beste optimale benutting van daardie minister van landbou kry, want die idee wat ek kry is, dis hy en sy span, maar hy sit met 'n kader wat nog uit die Zuma-era uit in plek gestel is in die departement landbou, en wat hom nie noodwendig ondersteun nie. Ek dink Wessel, daar's twee aspekte. So kom ek antwoord gou die laaste en eerste. Dis nogal ons uitdaging. Ons sien baie sterk dat ons minister van landbou doen baie goed, en hy kry baie goed reg. Maar dis baie korter termyn goed, as wat dit langer termyn goed is. Hy kry nie noodwendig sy departement saam met hom gevat nie. Presies dit wat Wessel gesê het, is onthou die departement is aangestel uit vorige eras uit, waarskynlik van hulle nog politiese aanstellings. So hy sukkel om die inkoop van sy departement te kry. Nou dit het ons al herhaaldelik vir hom gesê, en ek het laasweek weer by die Weskaap dit vir hom gesê, is sy legacy moet wees, hoe aktief en hoe goed hy sy departement kan aktiveer om hierdie goed te doen. Party van die goed wat hulle doen, is hulle moet net doodeenvoudig hulle werk doen. Hulle moet net doodeenvoudig tafel toe kom en dit doen wat hulle veronderstel is om te doen. Dit gebeur nie eers by party nie. So as hy iets wil regkry, is dit eintlik sy langtermyn legacy wat hy kan agterlos, Wessel. So jy's presies reg, maar dis iets wat ons aktief met hom probeer aanspreek, is om uit dat departement funksioneel te kry. Ek dink die rol van ons bedrywe versus ons algemene sake organisasies. Bedryfsspesifieke aangeleenthede kan niemand anders hanteer as die bedrywe nie. Want ons het doodeenvoudig nie die kennis nie. Julle kan nie vir my verwag om sake oor rosyntjies te dryf nie, want ek ken nie rosyntjies nie. Ek ken dalk bietjie graan, maar ek ken nie rosyntjies nie. En net so kan ons van die ander bedrywe ook verwag. So
kommoditeitspesifieke aangeleenthede moet die kommoditeite self hanteer, maar daar is seker goed wat oorkoepelend is, nee. As ons kyk na biosekuriteit, is dit nie noodwendig net vleis nie, nee. Dis nie noodwendig net lewende hawe nie. Jy het met jou plante, het jy presies dieselfde, met jou vrugte het jy presies dieselfde biosekuriteit. So dis iets wat oorkoepelend is. Ons moet verstaan waar al die bedrywe vandaan kom en wat hulle probleme is. Handel is byvoorbeeld 'n ander een, want jy moet iets ruil vir iets anders, en dis tipies waar ons algemene sake organisasies kan koördinering doen. So hoe doen ons dit? Deur kommunikasie. Jy kan dit nie anders te doen deur gereeld met mekaar te praat daar rondom nie. So jy kan nie net die een hê of die ander een hê. Ek dink terwyl ons dalk daaroor praat, vir my altyd die interessante een is dat ons bereid is om baie geld vir ons bedrywe te betaal. Het sy dit vrywillige heffings of statutêre heffings is, en ons stoot baie geld in ons bedrywe in. Maar in ons algemene sake is ons nie bereid om die 2.500 of 3.000 rand per jaar te betaal nie. En ek dink dis iets waarna ons self moet gaan kyk ook, is hoekom is ons bereid om vir hierdie bedryf so baie te betaal, maar nie vir ons algemene sake nie. Jy het al twee nodig, jy kan nie sonder een saamkom nie, en dis iets waarmee ek dink julle moet mee huis toe gaan en bietjie gaan dink ook, dink in jou eie geval, in jou eie omgewing, hoekom gebeur dit so, hoekom werk dit so, hoekom is jy baie makliker om haar check uit te skryf as wat jy om hier nou toe uitskryf. En dan is dit iets om weer terug te kom, om te kom praat. Dalk is ons met die verkeerde goed besig, dalk daar ons nie die boodskap goed genoeg oor nie. Maar iewers moet ons met mekaar praat oor daai ding, oor hoekom dit so gebeur. Dankie Wessel. Nog enige woord? Is daar nog enige vraag? Max, going op over. Ja, hoe staan het? Die veiling nou klaar. Die veiling is klaar. Jy het die ongelukkig self gekoop. Dankie. Dankie.